daar staan 'n troon in die hemel, hy is groot geskryf. En een sit op die troon. Dis God die Vader. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis. Rondom die troon was daar daar's 'n troon. Daar hoor jy 24 trone. En op hierdie trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donker slaan stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glans van kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, die tweede lewende wese soos 'n kalf, die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, wat U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Die lesing van God se woord is geseën tot in ewigheid. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Nou, hy was die eerste harde aksie wat jy nou gehoor het. Nou raak ek kalm. Het is belangrik om die Bybel te ondersoek. En God se woord te lees en 'n understanding te kry oor wat werklik waar gebeur op die oomblik en wat gaan gebeur. Die Bybel self, en as ek sê teologiese tekste, beskryf die hemel nie as 'n leeplek nie. Lees die Bybel. Maar as 'n koninklike troonkamer. En as jy dieper kyk na die trone in die hemel, dan vind jy uit daar is 'n ryk struktuur en gesag en aanbidding en oordeel wat daar plaasvind. Dit praat nou pastoor. Ek het gelees, en ons het gelees in Openbaring 4 van trone, maar daar's een hooftroon. Die groot troon. Ek sê nie die wit troon nie. Ek sê die hooftroon. Understanding moet ons mooi kry vanmôre. En op hierdie hooftroon, oudie, sit die een, onthou het ons gelees het? Die een in hoofletters. Wie is die een? God die Vader. Halleluja. Currently, in die hemel, sit die Vader op hierdie troon. En sy gestalte is van jaspis en sardius. En die Bybel sê die troon word omring met 'n reënboog wat lyk so smarrig. Dit praat van autoriteit
praat van ryk. Dit praat van oordeel. Op hierdie troon sit God die Vader. Wat maak hy op die troon? Sit hy net daar en doen niks nie. Die Vader heers oor sy koninkryk. Ek praat nie net van die koninkryk in die hemel nie. Ek praat van die koninkryk op aarde. Dis God se koninkryk. Wat sê Psalms? Die aarde behoort aan die Here. Die volheid daarvan, die mens en die wat daarin woon. So die mense wat dink hulle is in charge, is nie in charge nie. Die mense wat dink hulle kan doen en maak wat hulle wil, hulle is nie. Die Vader laat toe. Hoor my Etienne, die Vader laat toe. Is nie jy wat self besluit nie. Die Vader kan besluit, ek haal jou asem uit jou uit. Die Vader kan besluit, ek gee dit aan jou. Die Vader kan besluit, môre sit jou voet nie van die kooi af nie. Because, wat sê die Bybel? Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Halleluja. Hy sit op die hooftroon en hy roer die aarde. Ek verbaas my dat sommige mense soms vra, waar is die Here? Ek verbaas my dat mense soms vra, ek onthou, daar was 'n show op TV by die 9/11, wat was hy ou wat altyd so interviews goed? Is dit King? Wat is naam? Larry King. En baie dinge is gepraat en hulle roep predikante in. En hulle vra van die predikante, toe hierdie dinge gebeur, waar was die Here dan? Ek dink, Here, ons het 'n vermetelheid om so 'n vraag te vra. As noodlot die mens tref, dan wil hy vra, waar is die Here? Maar as dit goed gaan, word dan nooit gevra, waar is die Here nie. Is dit nie so nie? Die mense vra nie, waar is die Here as dit goed gaan nie. Hulle worry because so right, ek het die Here nou meer nodig nie. Halleluja, dis mos hulle net nie die Here nie, maar wanneer die noodlot trek en hulle voel dat hulle nie beheer van dinge is nie, dan wil hulle weet, waar is die Here? Hy's altyd daar. Hy's altyd daar. Ourie, kom ek sê, ek kan dit net so voor u maak. Kom ek maak 'n voorbeeld. God is wel in beheer van alles. Maar as er iets is, het jou 'n wil gegee, vrye wil gegee. Maar wat gebeur is, dat jy nooi my om te kom 'n toespraak te kom lewer. Maar jy praat, maar jy gee my nie 'n show om die toespraak te doen nie. Waarom nooi jy my? Why you invite me? Nou jy sien, as die mens, as jy die Here nie nooi nie, wel, wat gaan die aan? Hy is die aannemer van persoon nie. Hoor hier, ek wil hê ons moet hoor, en die wat luister vanmôre, luister, ek gaan vir jy sê, God is van niemand unwanted nie. He is God on his own, from the beginning to the end. En wat hy sê, there's not even an argument about it. He is God all by himself. Halleluja. Hy sit op sy troon, en hy regeer met autoriteit, met mag en soewereiniteit, roel hy hierdie wêreld. Het kan vir jou lyk soos chaos. Maar kom ek sê jou, is goeie chaos wat hier aan die gang is, because God is in beheer. Jy sien, die Here is nie, hy is nie 'n persoon wat buite beheer is, hy is nog steeds in beheer van alles. Is dit nie so nie? Wie glo dat Jesus God is? Amen. Kyk, wat maak hy? Hy is so in beheer van goede dat hy op water loop. Hy is so in beheer van dinge dat hy vir water sê, bly stil, dat ander mense vra, wie is hy dat hy self die water beveel om stil te wees? Ek wil net die autoriteit van hom wys van wie hy is, halleluja. Hy gesien met die autoriteit wat hy het, halleluja. Hy bid na die Vader, bid na die Vader, die Seun bid na die Vader, en terwyl hy bid, verander visse wat 2 is, en brode wat 5 is, wat oor 5000 man, hoor wat hy sê, 5000 man, hoeveel is vrouens? 3 keer soveel.
Dan wil eens nog van die kinders praat nie. En die Bybel sê, daar was 12 mandjies vol nog oor. Halleluja. Wil jy vir my sê, ou die, hy is nie in beheer van dinge nie? Is hy nie in beheer van alles wat rondom ons aangaan nie? Hy is in volle beheer van alles wat in hierdie lewe plaasvind. Hy sit op sy troon. Halleluja, volgens Openbaring 4:4 sit hy op sy troon en op sy troon regeer hy met soewereiniteit. Hy rule met governance. Hy rule met die heerskappy wat hy alleen het. Van die begin tot die einde. En jy kan die hele Bybel deurlees dat God in charge nog steeds is van alles. Daar's nog 'n troon. Maar daai is die hooftroon in Openbaring 4. Nog 'n troon wat jy kry is die troon van die lam. Wie is die troon van die lam? Die troon waar Jesus op sit. Na Jesus se opstanding, weet jy onthou jy nie, as jy die Bybel lees, na Jesus se opstanding, ek dink ons gaan seker nog daaroor praat vorentoe. Na Jesus se opstanding het hy opgevaar en die Bybel praat mos van hy sit aan die regterhand van God die Vader. Dit is so nie. Jy kan dit, as jy Openbaring 3 lees, net gou goed teruggaan. Vers 21. Ek wil net jy moet sien wat van praat ek. Daai vers gaan ek net weer lees. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Waar sit Jesus? Op sy troon. Soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Nou op hierdie troon, het jy al ooit gewonder wat gebeur op die troon? Hier waar Jesus sit. Het jy al ooit gewonder wat gebeur op die troon? Op die current moment. This current moment, something is happening on the throne where Jesus is sitting. Rendel gaan vir my na Hebreërs 4 vers 16 toe. Hebreërs 4. Ek wil hê jy moet sien wat tans op die oomblik op die troon plaasvind. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Hierdie is 'n troon. Jy moet nou moet jy verstaan wat ek nou vir julle gaan sê. Hierdie troon is currently in werking. Because it's a throne of grace. En op die troon van genade, wat Jesus doen, Jesus kom, en hy sit op die troon, terwyl jy vir genade pleit by hom, pleit hy genade vir jou by die hooftroon, wie die Vader op is. Nou jy weet een ding verseker, the Bible called the devil the accuser of the brethren. As dit nie so nie. So elke dag van jou lewe is iemand met die naam van Satan besig om jou te accuse. Met sy accusement. Hy word toegelaat om sekere dinge te doen. Daar was 'n tyd met Job, toe die Satan in die teenwoordigheid van God gegaan. En het gesê, hoor, ek sien daar is iemand wat jy jou hand oorhou. As iemand wat jou hand oorhou, haal net jou hand af van hom af, dan gaan jy sien wat gebeur. En wat maak jy? God laat toe. Al wat die Here sê, sy raak nie sy lewe aan nie. Is alles sy, maar jy kan maak wat jy wil, maar sy lewe raak jy nie aan nie. Wat sê dit vir jou is dat die Here is even in kontrol van Satan homself.
dink vir 'n oomblik en lees die skrif vir 'n oomblik reg. God is in kontrol van Satan homself. Kyk wat gebeur by die besetene van Gadara. Ek wil voorbeeld maak dat jy kan sien die autoriteit wat ons God het. Halleluja. Die duiwel sê toe Jesus kom en hy dryf daai demons uit en hulle vra, kom jy alreeds om ons te oordeel? They know who is in charge of everything. They know who is. Hulle weet beslis, kyk, ons is gekondem. Hulle weet dit. I call them prisoners of no hope. Hulle is alreeds kondem, hulle vra, kom jy alreeds om? Hulle sê, asseblief nie nou nie, stuur ons maar liewer in die varke. En op hulle request sê die Here, haal hulle in. Dis waarom ander familie van ons eet die varke nie. Van hulle dink nog die varke is vol demone. Maar op hierdie troon van genade sit Jesus. Terwyl ons bid, pleit hy vir ons voor die Vader. Hoekom pleit hy? Hoekom doen hy dit nie self nie? Hoekom pleit hy vir ons? Onthou jy wat ek nagmaal gesê het? Voor ek oorgaan nagmaal toe, wat sê ek? Wie kan nog onthou? Ek het iets genoem van Jesus en die Vader. Ek het iets genoem, ek het gesê, Jesus vergewe nie die mens nie. Het ek nie so gesê nie? Dis die Vader alleen. Ons bid, onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, en soos dit op die aarde is. Hoor wat ons sê, Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Aan wie praat ons die Vader? En wat vra ons die Vader? En vergewe ons skuld. Jesus het die prys betaal, ja. Hoor wat ek sê? Hy het die offerlam gevat. Ek moet dit noem sodat jy understanding kan kry, because jy kan confused raak as jy sê, okay, hoe kan dit wees? Jesus was die prys, die lam wat moet betaal was, om het voor die Vader te vat. Is dit nie so nie? Dit is waarom die Bybel sê, in Romeine 3 vers 23, ons almal het gesondig, en dit het ons ontbreek van die heerlikheid van God. Halleluja, prys sy naam. En dit is waarom Johannes 3 vers 16 sê, dat die loon van die sonde is die dood, maar die genade van God in Christus Jesus is die ewige lewe. Dan kom Romeine hoofstuk 9 vers 10, hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, dat God Jesus uit die dood het opgewek word, dan sal jy gered word. So 'n belydenis van wat ons sê, die bid dat ons bely, as ons met ons mond bely en ons hart glo, dan red die Here Jesus ons. En hy het met sy bloed gegaan as die eerste offer. As die hoërpriester volgens die orde van Melchisedek, het hy sy bloed gevat as hoërpriester in die allerheiligste, en voor die Vader het hy dit gebring. En daardie bloed het die mens se sonde vir eens en vir altyd vergewe. So daar was nie meer 'n tyd meer vir een keer 'n jaar wat sonde moet vergewe is nie. Jy kan nou ingaan, dit is waar die Bybel sê, ons kan met vrymoedigheid gaan voor die troon. Halleluja. En ons kan wat ontvang? Genade ontvang ons. As ons genade ontvang, beteken dit, jy verdien dit nie, maar tog gee ek dit vir jou. Halleluja. Tog gee ek dit vir jou. En op hierdie troon sit Jesus, en Jesus sit juis op hierdie troon, waar hy vir ek en u nou as advokaat intree. Halleluja. Ek dink so 'n paar jaar, etlike jaar terug het ons so 'n C3 gehad, nee. Is dit courtroom of wat? Courtyard, of wat is die ding se naam? Courtroom. En jy sal altyd die accuser kry. Hy gaan vir sê, jy gaan altyd deur aangekla word. Enige sonde wat ek aan u doen, word ons aangekla. Halleluja. Halleluja, ons word aangekla. Maar een ding weet ek, die duiwel se kop is vermorsel. Toe Christus aan die kruis hang, en hy sê die woorde tetelestai. Dit is volbring, halleluja. Het hy eintlik gesê, wat was is klaar betaal. Ek betaal dit nie net vir vandag nie. Is 'n proses wat continuous is. Ek betaal dit vandag, ek betaal dit môre, ek betaal dit vir ewig. Dit waarom die Bybel sê, as ons sonde bely, is God getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe, en hy dink nooit weer daaraan nie.
Halleluja! Dis die troon van genade. Jy sien, ons probleem as mense is, ons oordeel mense soos ons het sien, ons moet oordeel. Maar God is 'n God vol van liefde. Vol van genade. Hy vergewe vir wie hy wil. Maar ek wil vir julle een ding sê. En dis hier, hoorie, van die snaakste van alles is. Wat sê Jesus? As jy nie jou broer kan vergewe nie. As jy nie jou broer kan vergewe nie. Ek is nog steeds by die troon besig, because ek praat van die een wat op die troon sit op die oomblik. As jy hom nie kan vergewe nie, sal my Vader jou ook nie? So, wie gee vergifnis? Wie gee vergifnis? Die Vader. Ek praat dinge nie uit dit wat ek praat is wat die woord sê. Because die woord is dit wat ons gaan oordeel. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Jesus sê, hy sê, my Vader, hy vergewe. Because ons bely, praat ons vir hom en hy vergewe ons. Maar Jesus sê, ek het vir daai persoon se sonde gesterwe. Terwyl die vyand jou accuse, sê Jesus, ek het gesterwe, die bloed wat ek gestort het as die offerlam, die skoon en rein lam, het ek gesterwe, het ek vir hom gegee, sodat hy vergifnis kan ontvang by die Vader. En dan lag ek, soos ek so na die storie dink, toe die vyand sê, no, check in the book, check in the book, check in the book. There's nothing in the book, because the blood of Jesus, there was nothing in the book. Wanneer die bloed van die Here jou was, is daar niks in die boek oor jou geskryf nie. Van Christus was jou skoon van alle sonde, weer sy bloed, hulle wat hom aangeneem het. As dit nie Koreë sê, sy bloed verlaat uit Satan, sy bloed, daar spreek jy die sondaar maak hy, sy bloed verlos. Sê dit nog een keer, sê nog een keer, kom. Sy bloed verlos uit Satan, sy bloed maak sondaar vry, die grootste sondaar maak hy vry. Oh, sy bloed verlos ook my. Ek dink as 'n hele klomp wat ek kan praat oor hierdie troon. Maar ek dink ek gaan daai tierkolle los vir die oomblik. Daar's 'n troon waar 24 ouderlinge sit. Volgens Openbaring 4. Ons het ons gelees, né? Die 24 ouderlinge. Nou dis nou die ouling Puri en ouling Walt en hulle wat op by trone sit hier. Hulle sit nou by hy trone nie. Openbaring 4 vers 4 praat oor die trone waar die ouderlinge sit. En die ouderlinge te spesifiek, wie is hierdie ouderlinge? Hierdie wonder ek, wie is die 24? As dit die ouderlinge, hy ouderlinge, daar's klomp ouderlinge, so weet nie die ander ouderlinge wat gesterf het, as daar seed vir hulle, dan is dit hy 24 ouderlinge van ons kerk is nie. Maar die 24 ouderlinge in Openbaring is die 12 ouderlinge van die stamme van Israel, wat verteenwoordig die Ou Testament. En dan die ander 12 ouderlinge is die 12 apostels van die Nuwe Testament. Wie is die 12 apostels? Julle ken ons wie die 12 apostels, kom ek het makliker maak, die 12 disciples. Ja, maar pastore was die 12, was 11, daar was 12. Die ander een het weggegaan, toe kom maar nog een, toe kom Matthias by. Matthias was die 12de apostel wat bygekom het. En hierdie manne sit op die troon. Hulle sit op die troon. Hulle trone daar voor die Vader. En die 4 lewende wesens, ek gaan weer eendag praat oor die klomp oë. Julle wonder seker wat se klomp oë en leeukoppe, dat elkeen het 'n betekenis, sal weer oor dit praat, because ons 'n dieper betekenis rondom dit. En in hierdie woorde sit die ouderlinge. Die Bybel sê hulle voorkoms is hulle dra wit klere en hulle dra goue krone op hulle koppe.
En met hierdie 12 krone of hierdie 24 krone, is dit nie krone vir hulle om mooi te lyk nie. Nou as jy patroon sit met jou krone, en ek gaan nou na 'n ding toe kom wat ek wil praat, wat ek net 'n bietjie so die foundations van die kerk is so klein bietjie gaan skit. Die 24 ouderlinge sit op die troon, en wanneer op die troon sit, en hulle aanbid die Here, haal hulle krone af. Hulle haal die kroon, hulle krone praat van autoriteit. Dit praat van soewereiniteit. Dit praat van heerskappy. Hulle haal dit af en hulle sê, alle heerlikheid, alle lof, alle glorie aan die koning of die Here van die Here. Hulle noem dit as heilig, heilig, heilig is die Here in heerlikheid en in majesteit. Haal hulle krone af en hulle sit hulle krone voor die Vader neer. Like ek sien hy view wat besig om plaas te vind. Hy gelyktydig gepraat en hy gelyktydigde krone afhaal, hulle sit dit voor die Vader neer. En daardie krone, ek dink dit maak seker so 'n skyning voor die aangesig van die Vader, dat die heerlikheid van God aanskou kan word. Sit hulle voor hom en hulle sê heilig, heilig, heilig is die Here. Selfs die 4 lewende wesens doen dieselfde ding. Dit waarom ek sê die hemel, dis baie mense wat dink die hemel is 'n plek van party. Is 'n plek van aanbidding. Ja, dit is mense wat sukkel om te bid. Is 'n plek van aanbidding. Is 'n plek waar God se teenwoordigheid is. Is 'n plek waar God selfs die lig is. Waar ons as sy teenwoordigheid gaan mis. Ek hoor so die mense praat van, ek pak bakstene op om hemel toe te gaan en al die klomp goed. Ek weet ons doen dit om lekker te voel. Halleluja. Maar as die bakstene wat opgepak word nie, man. Halleluja. Die Vader het al klaar die plek voorberei vir ons. As die verskillende huise nie. Jesus sê in Johannes, in die huis van my Vader is daar baie, een vertaling sê, woonkamers. So moenie worry Samuel, moenie worry nie, onthou jy ons het jare terug het ons sommer so 'n klomp op 'n hoop gelê, in een kamer, jy gaan jou eie plek het, jy gaan jou eie plek het. Ek sê dit altyd, ek verbaas my soms so oor wie, en dink ek, hulle was net so klomp kinders gewees, die Grouse was baie kinders gewees, maar daar moes wy gemaak word, die ou mense, daar was nie uit die TV, dis waarom die kinders in goed so baie was, man, daar was nie al die aktiwiteite wat nou plaasvind, so die groot mense het kinders gehad, en die kinders het gebore, ek weet even, oudie weer daar onder ons straat, van Eerste Straat, oudie, het die kalkoene gebly, hulle was 18 kinders, 18, en hy sê, Here, ons weet hoe slaap 18, ons is 11 hier, my pa is 11, en ons maak shifte met slaap, ek weet hoe maak hy mense met 18, om te slaap nie, maar al die plek word gemaak, en dan baie mense in 'n twee vertrek huis gehad, maar hulle slaap, en dan as die mense nog kom kuier, dan met die plek vir die mense gemaak word, wat kom kuier, as 'n konferensies is, daar moet plek gemaak word vir die mense om te slaap, maar somehow is daar away, maar in die huis van my Vader, is daar baie kamers. Ek hoef nie te worry nie. Dit gaan alright wees, daar's baie kamers, die Bybel noem dit, daar's baie wonings in die huis van my Vader. En daarom is dit absoluut belangrik, dat ons moet verstaan dat die ouderlinge, hulle buig voor hom, en hulle aanbid hom vir wie hy is. En ek en u, as ons nou nie kan sê halleluja, of heilig is die Here nie, ek weet hoe gaan ons practice mos hier om daar reg te wees, halleluja, prys sy naam, maar een ding weet ek, as ons daar gaan wees, gaan hy met volmaakte en verheerlikte liggame wees, prys sy wonderlike naam. Ek gaan afsluit met hy gedeelte, ek wil afsluit met dit, ons tyd is baie vir nou besig om uit te stap, maar ek dink, ons mense gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis van God se woord. En dit is juist waarom ek hierdie dinge noem, sodat jy understanding kan hê. Wat dien ons? Waarom is ons besig? Waarom praat die Bybel oor al hierdie dinge? En ek sit besig om 'n bietjie 'n paar dinge oop te maak, sodat ons 'n understanding kan kry. Ek wil hê jy moet dit net nou hoor wat ek vir julle sê, en jy gaan doen navorsing by die huis. Gaan doen navorsing, kyk die skrif en gaan in en delf diep in en kyk en sien wat daar gaan plaasvind. Dan gaan daar ook trone wees, ek is amper klaar, die tweede laaste een, dan gaan daar ook trone wees waar die heiliges gaan wees.
Hier kom ek nou wat ek wil sê. Daar gaan trone wees waar die heiliges gaan wees. Openbaring 3 vers 21. Praat Jesus, of die engel praat met hulle met die gemeente van Laodicea. 'n Mooi boodskap word gegee aan die gemeente van Laodicea. En omdat hulle so getrou was, sê Jesus hierdie woorde. Soos ek op die troon sit by my Vader, gaan julle ook op trone sit, saam met my by die Vader. Hoor jy wat sê ek? Gaan julle ook sit, saam met my, op die troon by die Vader. So ons gaan ook op trone sit. Hoekom gaan ons op trone sit, pastoor? Yeah, there's a reason why we also going to sit on. Ons gaan aanbid, maar ons gaan ook op trone sit. Maar by die bares, ons kan ons nog nie sonder krone sit nie. Is dan 'n troon? Is dit nie so nie? Is dit so nie? As troon, as krone, en dit is waar ek die gedagte wil inbring, onthou jy wat ek gesê het? Trone en krone. Nou daar's krone. Ek wil jy moet hoor wat daar's krone wat die gelowiges kan ontvang. Maar dit word aangebied in sekere dinge. Moenie net dink dit gaan so plaasvind nie. In die boek van Korintiërs praat die Bybel, ek dink is Korintiërs hoofstuk 5 vers. Hy sê ek het soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. Dis wat die Bybel sê. En hy sê die wat daarop bou moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê wat al reeds gelê is nie. En hy begin sekere dinge te noem. Silwer, goud, edelstene, dan praat hy van hout, stoppels en hooi. Hy sê elkeen wat bou moet oppas hoe hy bou. En hy sê because, hoekom sê hy so? Hy sê, jy kan lees uit die Bybel, ek quote dit want ek het die gedagte waaroor dit gaan. Hy sê because elkeen se werk gaan aan die lig kom. Whether dit goed of kwaad is. Maar hoe gaan die werk? Die werk gaan deur die vuur gelouter word. En die kwaliteit van jou werk gaan deur die vuur gaan dit gecheck word. Nou jy kan vir jouself dink, hoe vinnig brand hooi en stoppels. En hoe vinnig brand hout uit. Jy kan vir jouself dink, hoe vinnig brand dit uit. En dan dink jy vir jouself, wat 'n tyd kan, goud brand nie uit nie, maar hy word gelouter. Hy word gelouter, edelstene en wat ook al, dit word gelouter. Prys sy wonderlike naam. So, maak seker, ek wil vir die gelowiges sê, maak seker dat jy ewigheidswaarde wat jy op hierdie aarde doen. Nie goede wat deur die vuur uitgebrand gaan word nie. Die Bybel sê, jy gaan uitgebrand, dit gaan uitgebrand word, maar soos vuur heen. Gaan lees die Bybel, hy gedeeltes lees daar. Jy dink praat ons lees die Bybel, dan gaan jy sien. Hy sê, dit gaan soos vuur heen. Dit beteken eintlik, jy gaan met leë hande. Imagine jy sit op 'n troon sonder 'n kroon. Wat gaan jy ontvang as jy nie goeie werke gedoen het nie? Luister wat ek sê, baie mense van die konsep verkeerd wat 'n mens soms sê. Ek sê nie jou werke red jou nie, dis wat ek sê nie. Maar wat jy in die Here doen en die werk wat jy vir hom doen, halleluja, siele wen. Because as 'n siele wenners kroon. Ek praat van krone wat ek het, ek wil dit hier so noem, dat ek dit is goed my noot bring. Jy kry 'n siele wenners kroon. Jy kry 'n herderskroon. Jy kry 'n oorwinnaarskroon. Dit is 5 krone wat gegee kan word. En dit is in die skrif is ons opgeskryf. En ek wil hê ek gaan dit saam met u lees sodat u kan sien waarvan praat ek. Voor ek na die groot wit troon toe kom. Ek wil net gou praat oor die krone. Kortliks. Die eerste kroon is die onverganklike kroon. Dit is opgeskrywe in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 24 en 25. Hulle doen dit wel op 'n verganklike krans. Om 'n verganklike krans te kry, maar ons 'n onverganklike. 'n Onverganklike. Nou hierdie, kan ek vir 'n oomblik net stil staan voor ek hy krone noem. Nou voor hierdie krone, as 2 trone, ek gaan nie nou oor die wit troon praat nie. Daar's 'n troon wat ons noem die regterstoel van God. Dit is waar die gelowiges hierdie krone gaan ontvang. Die regterstoel van God. Hier vind nie oordeel plaas nie.
Hier word jy beloon vir wat jy gedoen het in die vlees hier op aarde. Dis waarom die Bybel sê, dis waarom gesê het, verstaan jy nou waar kom die skrif van wat ek vir jou gesê het? Goud, silwer, edelstene, is goeie dinge, wat ons gedoen het vir die Here sy werk. Ons het mense na die Here toe gelei, ons het sy werk gedoen, ons het gedoen wat hy van ons gevra het, ons het 'n lewe van regverdigmaking geleef, ons het ons weerhou van versoekings en sonde, en ons ontvang daai krone by die Here. Ons ontvang dit by die Here, maar ek wil vir julle sê, daai krone word aan ons gegee. Jy moet die puzzle aan mekaar sit, waar Jesus gaan sê, well done, faithful servant. Waar jy gaan bekroon met die kroon, halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek het genoem, wat 'n kroon het ek nou genoem? Die onverganklike kroon, 'n kroon wat nie vergaan nie. Dan kry jy 'n kroon, wat die Bybel noem, die kroon van blydskap. In Tessalonisense 2 vers 19 sê dit, want wie is ons hoop of blydskap? Of kroon van roem? Is dit nie julle ook vir ons Here Jesus Christus by sy koms nie? Gaan lees Filippense 4 vers 1, ek gaan nie dit verder lees nie. Die derde kroon wat jy kry is die kroon van geregtigheid. Is beloning vir almal wat met groot verwagting, liefde en getrou uitgesien het na die wederkoms van Jesus Christus. Hoor wat ek sê, kroon van geregtigheid, dit is vir mense wat uitsien na God se wederkoms. As ek praat van God, dan praat ek van Jesus self. Kyk hulle uit na sy wederkoms. Halleluja. Jy sal altyd hoor wat sing ek, He's coming back again. Ons sien uit na sy wederkoms. Daar's baie mense wat beweer die Here kom nie meer nie. Is weg met hulle. Is weg met hulle. Hy gaan eers sy kerk omhaal, wat ons noem die wegraping, en na die wegramping, na die 1000 jaar vrederyk, dan kom hy weer. Die dooies gaan eers opgewek word, en dan na die 1000 jaar kom hy, en dan sit ons op ons trone, ons is gereed om die wêreld te oordeel, ons sit op ons trone, saam met Jesus Christus, onthou, nie die Vader wat gaan oordeel, is Jesus self wat die wêreld gaan oordeel. En ons sit op die trone, om saam hierdie wêreld te oordeel. Prys sy wonderlike naam, van hierdie mense het uitgesien, na God se koms, dat hy gaan kom om sy kinders te haal. Daai was die derde een wat ek gesê het, die vierde een, as ek gaan vinnig deur dit, is die kroon van die lewe. Daardie kroon word gegee aan mense wat hulle lewe vir die evangelie afgelê het. Ons noem hulle martelaars. Daai mense wat in areas ingaan, waar die gospel verbied was, en hulle gaan in, en hulle verkondig die woord van die Here, en hulle word doodgemaak ter wille van die woord. Hulle gaan ook spesiale krone by die Vader kry vir die werk wat hulle gedoen het. Jakobus 1:12 sê, as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Openbaring 2 vers 10 noem hy sê, wees getrou tot die dood toe. Ek sal jou die kroon van die lewe gee. Ek praat nie myself uit nie, ek sê vir dit is wat die woord van die Here sê, die laaste kroon is die kroon van heerlikheid. Kyk jy, hy is nou vir pastore bedoel, ne? Pastore, die manne wat in die bediening staan. Jy kan 'n pastoor raak en kan jy kroon kry daar. Wat gaan nie vir probleem vir jou te wees nie. Prys sy naam. Dit gaan vir pastore en ouderlinge wat die kudde van God opgepas het. Gekyk het na die kinders van die Here. So jy kan 'n ouderling ook raad as oorheid. Wil jy ouderling raak? Maar so jy's reg vir ouderling oorheid. Jy moet nou net nie die ouderling raak met die name, jy moet die kudde oppas. Because as jy die kudde oppas, dan gaan die kroon nie gekry word nie. So as om die kudde op te kas en te kyk na God se kinders, se bid vir hulle te besoek, halleluja, wanneer hulle siek is, wanneer hulle dronk is of wat ook al, wanneer die lekker gaan die ouderlinge, dis die kroon wat jy ontvang. So oudie, jy werk nie verniet nie. Hoor my ouderling Saterdag, jy werk nie verniet nie, daar's 'n kroon wat ontvang word. Prys sy wonderlike, ons kry nou miskien nie die kroon soos die 24 ouderlinge nie, maar ons kry ons 'n kroon ook as leiers, prys sy wonderlike naam. Prys sy wonderlike naam. Dis die 5 krone wat aan ons gebied gaan word. En daai 5 krone is die krone, halleluja, wat ons noem die krone van heerlikheid vir die werk wat ons gedoen het. As ons baie pastore, hulle word nie betaal nie. Dan sê die mense mos net, pastoor, moenie worry, die Here gaan jou eendag betaal. Die Here gaan hom betaal.
jy praat asof jy net praat, maar jy weet nie wat praat jy nie, jy praat reg, hy gaan betaal word vir die werk wat hy gedoen het op die aarde. Die Here gaan hom werklik waar omseën met die werk wat hy gedoen. Ek wil afsluit. Op dieselfde troon wat die troon van genade is, gaan hy selfde troon die groot wit troon word. Volgens Openbaring hoofstuk 20, en ek sluit af met die gedagte vanmôre. Ek sluit nie af om niemand bang te maak nie, because dit is nie vir die kinders van die Here bedoel nie. In Openbaring 20, ek wil vanaf vers 11 dit gou lees, dan gaan jy understanding kry, waarom sê ek so. Die groot wit troon. Openbaring 20 vanaf vers 11 tot en met vers 15, en dit is my afsluit van my gedagte. Ek het 'n groot, hoor wat sê die Bybel, ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig, hoor wat gebeur, voor wie se aangesig die hemel en die aarde wegvlug. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het dode klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen. 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boek geskrywe is volgens hulle werke. En die see het die dooie gegee, of die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk, hoor wat sê die Bybel, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Iemand wat sê, ek is net een dood skuldig, hoor hierso, dit is die tweede dood. Dit is die tweede dood. En vers 15, het sluit op 'n dramatiese gedagte af. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. As dit kon bevind word dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, is jy in die poel van vuur gewerp. Kortliks twee dinge gou. Twee dinge. Currently is niemand in die poel van vuur nie. Hulle is in die doderyk. Hulle is in die doderyk. As jy die gedagte lees van Lazarus, toe Lazarus sterwe en die ryk man het ook gesterwe. Ek kan net voorbeeld gee. Toe Lazarus sterwe en die ryk man sterwe, die Bybel sê, het die ryk man verderwing gesien. En hy noem hierdie woorde, hy sê, Vader Abraham, dis die plek waar die gelowiges voorheen was, voor die kruisiging van Jesus. Vader Abraham, stuur tog net iemand om van my broers te gaan sê, die plek waar ek is, ly ek smarte. Die plek word genoem, doderyk, die Griekse naam is Hades, Sheol, word het genoem in Grieks. Dis die plek waar mense wat nie die Here ken nie, hulle siele gaan in daardie plek, en hulle word op die oomblik is in 'n plek waar hulle op afwagting is, maar waar dit 'n plek van lyding is, waar op afwagting is vir die groot wit troon oordeel. Hy is nog nie op die oomblik in werking nie. Luister mooi, die groot wit troon is nog nie in werking nie. Wanneer die dode opgewek word volgens Openbaring 20, hulle gaan opgewek word, want die see gaan gee, hoe het die saak jou geëer het, die saak moet teruggee wat gegee was, en waar jy ook al was, hy gaan teruggegee word, en dan gaan daai liggaam, jy gaan voor die Here verskyn, Jesus Christus. Because hy is mos die woord. Is dit nie so nie? Die woord wat gaan oordeel, dit is Jesus self. En daarvoor hy vertroon, gaan elkeen gesê word, waar die Bybel sê in Matteus, daar gaan 'n geween en 'n gekners van tande wees. Mense maak 'n joke en te sê ek het nie tande nie, dit gaan supply word. Because jy gaan in volmaaktheid opgerig word. Is nie so nie? Ek is op bly met mense oor te sonder tande, ons is tande nie, ons word sonder tande begrawe, Debbie moenie worry, ons gaan nuwe tande kry. Ons gaan nuwe kry. Ek weet nie gaan hulle maar hou by hulle tande, hulle tande al brand new. Prys die Here. Ek is maar net 'n grappie wat ek maak, né? Alright. Maar neem kennis, beloveds, is belangrik dat ons aanskou. Is belangrike dinge wat ons moet weet.
Maar voor hierdie oordeel gaan die kerk weggeraap word. Wanneer die Here gaan kom, dan gaan die kerk wegraap, die dooies gaan opgewek word, en ons gaan by die Here wees, ons gaan op ons trone sit, wanneer die wêreld geoordeel gaan word. Jesus het ons gesê, ons gaan saam met hom die wêreld oordeel. With him gaan ons die wêreld oordeel, so ons gaan op trone sit, ons gaan ons krone het, prys sy wonderlike naam. Ek weet nie waar gaan die anders as wat die krone het, waar gaan hulle sê, hulle gaan seker met hulle ding doen, somewhere, daar. Ja, watchmen's on the wall. Party gaan pilare is. Die Bybel sê party gaan pilare wees. Maar solank as ons party mense wat net wil in die hemel uitkom. Ek dink hulle gaan seker net pilare wees wat net in die hemel wil. Ek wil nie net in die hemel uitkom nie. Ek wil op die troon gaan sit met 'n kroon. Hoor wat ek sê, gaan sit op die troon met 'n kroon. Halleluja. Dan gaan jy een van daai is wat die wêreld wat ons so oordeel, gaan hulle veroordeel word. Prys sy wonderlike naam. Dis 'n dag wat ons na uitsien, is 'n oomblik om na uit te kyk, wanneer God ons gaan beklee, volgens Korintiërs, met die onverganklike, met die onsterflike, en dan gaan ons beklee, dan staan ons kommando, en ons oordeel die wêreld, volgens die werke, wat hulle gedoen het. Dank God. Ek wil hê jy moet vir die Here dankie sê, jy sê in die lyn nie. Sê vir die Here dankie, ek is nie in die lyn nie. Weet jy waarom? Omdat ons persoonlike saligmaker, omdat ons voor die Here bely het om aangeneem het as sy kinders, val ons nie onder daai oordeel van die wêreld nie. Imagine ons moet saam met hulle wees. Is chaos. God is mos nie 'n God van chaos nie, man. Hy's 'n God van orde. En daarom wil ek hê ons moet uitkyk met blyskap. Ek wil jou eintlik aanmoedig, werk hard vir jou kroon. Ek wil hê jy moet hoor wat ek sê, werk hard vir jou kroon. Wen siele vir die Here, aan wie jy is garandeerd dat jy gaan 'n kroon kry. As party wat een gaan kry, ek weet nie, anders gaan seker nog meer kry, beter, mooier krone, prys sy wonderlike naam, maar werk hard. Dit is waarom die werk by Bybel sê, stry hard om in te gaan, stry hard, fight hard, gaan deur, druk deur, en vertrou dat die Here vir ek en u op daai plek gaan bring. Prys sy wonderlik, mag die Here vir u seën, vir u genade gee, en ek hoop vanmôre dat hierdie gedagte wat ek saam met u gedeel het, dat dit vir jou insig gegee het in God se woord, en wat tans besig is om plaas te vind in die hemel, en wat besig is om aan die koms te wees. Kom ons staan. Sekretariek is lang nader staan. En die korrespaat. He's coming back again. Say it. Yes, he's coming back again. Glory, hallelujah. Praise his name and lift him. Oh, praise God. He's coming back again. Come on, say it again. Oh, he's coming back. He's coming back again. Oh, he's coming back again. Yes, he's coming back again. Singing glory, glory, hallelujah. Praise his name and lift him up. Oh, praise God. He's coming back. Vader, ons dankie vir u woord. Ons het net oopgemaak dit, Here, waar ons kan uitsien. Vir die gelowiges gaan dit 'n wonderlike dag en 'n oomblik wees. My hart sien uit na daai oomblik wanneer dit plaasvind, Here, wanneer ons voor u gaan kom en vir ons gaan sê, welgedaan, getroue diensknegte. Ek sien net daai oomblik, Here, wanneer ons op die troon gaan sit en voor die Vader neerbuig en waar ons sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Waar ons bid saam met die lewende wesens in die 24 ouderlinge en hulle wat ons al vooraf gegaan het, Here, gaan ons in die teenwoordigheid van die Here wees. En die Bybel sê, so sal ons altyd by u wees. En Here, dit is my bemoediging vanmôre wat U gegee het om met die gemeente te gee. En ek wil bid, Here, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar ons moet dit vir iemand daar buite kan sê dat hy's op pad en hy kom gou en hy het sy loon by hom om elkeen te vergeld volgens wat hy gedoen het in die vlees en op aarde. Word dan vanmôre verheerlik, Here, en seën vir ons van ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam.
Amen en amen. Die